Hallo julle, ek is so bly ek het hierdie verkykers by my, want anders het ek julle dalk nooit raak gesien nie. Ek hoop julle het 'n baie lekker week gehad. Ek is net besig om vir iets te soek in hierdie kamer. Maar waarvoor soek ek? Dit is my vraag aan julle vandag. Is waarvoor soek jy? Nou ek bedoel nie waarvoor soek jy met jou oë of dit wat jy eintlik kan sien nie. Ek bedoel, waarvoor soek jy in die lewe? Wanneer jy dink oor jou lewe, wat wil jy graag uit jou lewe uitkry? Wat is jy op soek na binne in jou lewe? Want jy sien, ek kan rondkyk in hierdie kamer en vir goeie soek en twee tipes intensies hê. Een, ek kan dalk vir alles wat goed is soek. En as daar probleme is, soek vir oplossings. En soek om vrede te hou, eerder as om kwaai te raak. En ek kan soek om ander mense te help met my kreatiewe talente. Of, ek kan met 'n hele ander intensie kyk in hierdie kamer. Ek kan soek watter probleme daar is. Ek kan soek wie was verkeerd en soek om te baklei met hulle en soek om die sleg binne mense en binne hierdie kamer en binne situasies te sien. Ek kan soek om net myself tevrede te stel, om net aan myself te dink. Jy sien, jou en my houding en hoe ons situasies hanteer is so belangrik. Wanneer ek en jy 'n situasie hanteer, kan ons houding teenoor die situasie so baie beteken vir 'n situasie. Ons kan of 'n goeie uitkyk hê op 'n situasie en dalk is dit, al is dit 'n slegte situasie, kan ons die goed daar binne raak sien en kan ons die situasie goed hanteer. Of ons kan die sleg binne die situasie sien en die situasie sleg hanteer. En baie keer hoe ons na 'n situasie kyk en wat ons houding is teenoor 'n situasie en wat ons manier van die situasie hanteer is, bepaal partykeer die uitkoms van daardie situasie. Nou Dawid in die Bybel was in baie situasies al in sy lewe. En Dawid het gewoonlik probeer soek vir die goeie goed. Maar in hierdie storie wat ons vandag lees ons van 'n man wie se naam Nabal is, 'n verskriklike ryke man. Hy het duisende bokke gehad en nog meer duisende skape en hy het so baie land gehad. En toe die tyd kom om sy beeste of sy skape te slag en al sy bokke en diere te slag en al die geld wat hy gaan kry, toe stuur Dawid vir hom 'n paar mans van sy soldate, van sy weermag, stuur hy na hom toe en hy sê, hoorie, ons is hier in die wildernis en ons het mooi gekyk na jou land en ons was goed vir jou mense. Toe hierdie Nabal man se mense by Dawid aangekom het hy mooi vir hulle gesorg. Hy het hulle gevoer en na hulle omgesien en hy was net goed vir hulle. Jy weet, Dawid het 'n goeie uitkyk op die situasie. Maar toe Dawid nou sy man stuur, toe gaan Nabal, nee. En hy spoeg amper op hulle en hy sê vir hulle hoe hy glad nie wil betrokke wees en help nie en hoe hierdie situasie glad nie is wat hy van hou nie en hy gaan nie vir hulle kos gee nie, want Dawid vra vir kos. En Nabal gaan, nee. Wie's Dawid? Ek ken hom nie. Wat is hy vir my? Wat beteken dit? Dawid is niks vir my nie. Gaan terug na jou leier toe, Dawid, en sê vir hom, ek gun hom niks nie. En een van die mans gaan toe na hierdie Nabal man se vrou toe, Abigail. En Abigail was 'n baie mooi en sagte en liefdevolle en opregte vrou, met 'n baie mooi hart. En hy gaan toe na Abigail toe en hy sê, Abigail, Dawid was nog net goed vir ons. Hy het ons nooit seer gemaak nie, hy het nie toegelaat dat enigiets met ons gebeur nie. En nou het Nabal hierdie boodskap vir Dawid gestuur. En as ons niks doen nie, gaan Dawid kwaad wees. En ons weet nie wat gaan gebeur, daar gaan 'n groot moeilikheid kom. Abigail dink toe baie mooi daaroor en sy besef, sy moet hierdie regmaak. Jy sien, Abigail se uitkyk is, haar intensie van 'n situasie is om vrede te hou. En so Abigail gaan en sy klim op haar donkie en sy jaag na koning Dawid toe. En toe sy by Dawid kom, toe gebeur die volgende. Ek lees vir julle in 1 Samuel 25, vanaf vers 23 tot 27. Toe Abigail vir Dawid sien, het sy gou van die donkie afgeklim en by Dawid se voete met haar gesig teen die grond gebuig. Terwyl sy so by Dawid se voete op haar knieë staan, sê sy vir hom, dit is alles my skuld.
Meneer, mag ek asseblief met u praat? En sal u so vriendelik wees om na my te luister? U moet u tog nie steur aan daardie niks nut van 'n Nabal nie. Hy is net soos sy naam sê, 'n dwaas. Ek het regtig nie die jong manne gesien wat u gestuur het nie. So waar as die Here leef en so waar as wat u leef, meneer, dis die Here wat gekeer het dat u eie reg gebruik en 'n bloedbad veroorsaak. Ek is ook seker dit sal met u vyande, met almal wat u skade wil aandoen, gaan soos dit met Nabal gaan. Hier is 'n geskenk wat ek vir u gebring het. Gee dit gerus vir die jong manne wat altyd by u is. Abigail se uitkyk op lewe, op elke situasie, was om vrede te hou, was mooi, sy wou die goed raak sien. Sy het na Dawid toe gegaan en vir hom die geskenke gegee, in die hoop dat Dawid nie sal optree uit woede uit nie, maar dat hy haar mooie hart sal raak sien. Nou wanneer ek en jy in 'n situasie is, kan ons kies om soos Abigail die goed raak te sien in 'n situasie of die sleg raak te sien in 'n situasie. Jy kry om te kies. Maar wanneer ek en jy die goed raak sien, wanneer ons lewe om ander te help en goed te wees vir ander mense en om ons talente te gebruik om die Here se naam te verheerlik, dan is ons lewe goed. En ons kry om die Here te prys vir alles wat binne ons lewe is. Maar wanneer ek en jy selfsugtig is en ons soek net probleme en ons is heeltyd kwaad en hartseer en almal is so lelik en skuld ons, dan is dit wat jou lewe word. Jou lewe word kwaad en hartseer en lelik. Ek dink nie die Here wil hê ek en jy moet kwaad en hartseer kyk na die wêreld nie. Hy wil graag hê ons moet die goed raak sien. En so hierdie week gaan dink 'n bietjie, watter een kies jy? Kies jy om die goed in 'n situasie te sien of die sleg? Want wanneer ons die goed raak sien en ons die mense in vrede hanteer en met liefde hanteer, dan voel hulle waardevol vir die Here, net soos wat jy waardevol vir hom is. Sien julle volgende week. Bye.